wil hê jy moet my oopmaak in Jesaja hoofstuk 43. Jesaja hoofstuk 43. Jesaja hoofstuk 43. Ons gaan 3 verse daar saam lees. Maar ek wil vanmôre oor iets praat wat ek dink veral in die tyd waarin ons leef, elke kind van God raak. En ek hoop vanmôre sal jou bemoedig. En soos wat ons nou na 'n liedjie gesing het, dit is lieflik in u teenwoordigheid, Here. Kom staan net vir 'n oomblik by my stil. Wil ek vanmôre die volgende lees, Jesaja hoofstuk 43 vanaf vers 1 tot en met vers 3. Maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Ek wil dit weer lees. Maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Hoor nou wat sê volgende. As jy deur die water gaan, ek is by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as 'n losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Nou ek gaan dit weer lees, en ek wil hê jy moet vanmôre luister. Nou baie mense gaan vir my sê, Henko, maar hierdie is geskryf aan Israel. En jy is heeltemal reg. Maar weet jy wat, dat elke belofte van God, hoeveel daarom ook mag wees, ons word geseën saam met die gelowige Abraham, en God se seëninge en God se woord, en die beloftes wat hy ook aan hulle gegee het, is ook vandag vir my en vir jou. En hierdie is God se woord. En ek wil hê vanmôre moet ons dit nie lees in die konteks van waar dit hier geskryf is vir Israel nie, maar ek wil hê ons moet dit sien uit die konteks uit dat dit geskryf is aan my en aan jou, omdat ons ook die geseënes van die Here is, en omdat elke belofte van God ja en amen is in Christus Jesus. En daarom wil ek hê, jy moet hierdie woorde vanmôre vir jou vat. Luister hierdie woorde, as gaan dit weer lees, en laat die Here vir jou dit sê. Moet dit nie lees vir die ou langs jou nie, lees dit vanmôre vir jou. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, sit jou naam daarin. En jou formeerder, sit jou naam daarin. Wees nie bevrees nie. Hoor wat hy vir jou sê. Wees nie bevrees nie. Want ek het jou verlos. It is done. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Hy is jou redder. Ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Daar is meer as 365 kere in die woord, of daar is 365 keer in die woord wat God sê, en die woord sê, moenie vrees nie. Maar ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor hierdie gedagte as vrees in jou nek blaas. En ek weet nie van julle nie, maar dit is iets wat ek dink nie een kind van God van vrygestel is nie, is die aanval van vrees.
Want dis gewoonlik die eerste aanslag wat die duiwel loods op elke kind van die Here, is vrees. Maak nie saak hoe lank jy al die Here dien nie. Maak nie saak hoe jy die woord van God ken nie. Maak nie saak hoeveel keer jy bid nie. Daar kom tye in jou lewe waar die vyand vrees by jou wil saai. En ons lewe in 'n tyd wat ek dink vrees sekerlik een van die grootste faktors is wat kinders van die Here se lewe beïnvloed. Want mense is moeg. Mense raak moeg, nie net fisies nie, emosioneel en geestelik, want die stryd wat ons beleef elke liewe dag tap jou. As ons kyk in die tyd waarin ons leef, is daar soveel vrees wat gesaai word. Weet jy, as jy social media oopmaak vandag, is dit net slegte nuus. Dit is net negativiteit. Daar word soveel vrees gesaai. En veral in 'n tyd van vandag, jy vrees oor finansies. Jy vrees oor finansiële druk van alle kante af. Ek meen, die lewe raak nie makliker en raak nie goedkoper, die lewe raak duur, daar's finansiële druk van alle kante af. Jy vrees dalk oor jou werk, oor jou besigheid, oor jou dag vir dag bestaan. Here, hoe gaan ek survive? Here, dit raak net erger. Ons kyk in die omstandighede huidiglik in die wêreld. Ons vrees oor ons kinders. Ons vrees oor ons veiligheid. Ons vrees oor probleme in ons lewe. Oor ons geliefdes. Ons vrees oor ons omstandighede. Ons vrees oor die toekoms. Wat die toekoms inhou, wat môre inhou. Môre sit jy dalk met 'n berg wat jy moet face. En jy sit met vrees in jou hart, môre. En jy vrees vir wat môre vir jou wag. En baie male lyk dit vir ander mense asof jy alles uitgesort het in jou lewe. Jy lyk dalk fyn, jy lyk dalk reg, jy gee voor. Maar binne jou is daar regtig hierdie stryd, daar's soveel spanning, daar's soveel stres, as ek dit so kan noem, en dis vrees, want dis eintlik 'n ander naam vir stres is vrees. En jy weet nie meer naderhand hoe om dit te hanteer nie, want dit bou op en dit bou op en dit bou op en dit word net groter en dit vreet jou eintlik van binnekant af op. Baie kere is dit situasies waaroor jy ook geen beheer oor het nie. Wat jy kan eintlik niks aan die situasie doen nie. Ek weet nie van julle nie, maar is ek die enigste een wat dit gewoonlik so face? Of is daar van julle ook? En dit is presies hoe vrees werk. Vrees kom nie as hierdie groot en dramatiese ding gewoonlik nie. Dit kom stil in jou lewe in. En dit woed binnekant jou. Dit is soos 'n storm wat broei en dit woed en dit woed en dit word al groter. En nadat begin dit jou denke te beheer. Dit begin jou denkwyse redeneer. Dit vul jou gedagtes. Dis al waaraan jy dink. Dis al waarop jy kan fokus. Is hierdie stryd, hierdie probleem, hierdie vrees wat jy beleef. En dit is wanneer dit begin eskaleer. Ewe skielik begin jy kan nie meer slaap in die nag nie. Jy het slaaplose nagte. Jy oordink alles. Ek weet nie of julle verstaan wat ek daarmee bedoel nie. Jy overthink, you overthink everything. Jy oordink alles. Alles is te veel. Jou gedagtes is soos 'n oorlogsveld. Daar's geen vrede in jou nie. Jy verloor jou vrede, jy verloor jou rus, jy verloor God se vrede, jy verloor jou logiese denke. Jy dink nie meer logies nie. Jy raak angstig, jy's bang, en dit veroorsaak weer dat jy oneffektief raak, want ewe skielik begin dit jou elke dag bestaan te beïnvloed, want
jy kan nie meer aan die gang kom nie, jy voel moedeloos, dit voel nie vir jou of jy vordering maak nie, jy kan net nie aan die gang kom nie, alles begin net agteruit gaan. Dit eskaleer so, dit begin net agteruit te gaan, en eventueel naderhand tot jou gesondheid gaan agteruit. En jy begin ewe skielik te verander in 'n ander tipe persoon, iemand wat jy nie eers meer ken nie. As jy jouself in die spieël kyk, herken jy nie eers meer die persoon wie jy daar sien nie. En dis wat hierdie vrees doen. Jy het geen vrede nie. Jy het geen rus nie, jy is vol angs en bekommernis. En weet jy wat die ergste van alles is? Selfs jou verhouding met die Here begin daaronder te ly. Jy kan nie eers meer bid nie. Jy het nie eers krag om Bybel te lees nie. Het jy alself daar bevind? Het jy jouself al daar bevind? Glo my, ek het al. En dit is hoekom ek vandag hieroor praat. Want ek preek nie net vir jou nie, ek preek ook vir myself. En dit is wat elke kind van God, so ek wil vir jou sê, jy is nie gevrywaar van vrees nie. Mense moet nie holier than thou probeer wees nie. Want dis hierdie beeld wat die wêreld probeer skep, of wat mense vir jou probeer vir jou te sê. As jy vrees het, dan as jy nie 'n kind van die Here nie, dis 'n leuen. Dis juist die aanval van die vyand op kinders van die Here. As jy 'n kind van God is, as jy die Here dien, hoor vandag wat ek vir jou sê. Jy gaan aangeval word deur vrees. Jy gaan. En ek wil vir jou vanmôre sê, die woord leer ons en wys ons hoe ons hieroor moet dink en hoe ons dit moet hanteer. Nou, hierdie is eintlik 'n onderwerp waaroor ek 'n hele reeks kan doen en ek kan eintlik aanhoudend hieroor preek, maar ek gaan dit kortliks doen. Maar die woord wys vir ons hoe om dit te hanteer. En die heel eerste punt wat ek wil aanspreek vanmôre is vrees, moet jy net erken, kom nie van God af nie. En dit is iets wat jy moet herken. Hoor my, nie erken nie, herken en erken, albei. Vrees is nie van God af nie. Die woord van die Here sê vir ons in 2 Timoteus, jy kan ook so te blaai, 2 Timoteus hoofstuk 1. Nou, ek wil vir jou sê, vrees kom nie van God af nie. Ons almal weet dit. Dat vrees is wat die duiwel saai. Dis die eerste aanval wat die vyand op kinders van die Here saai, is vrees. Maar weet jy wat is die probleem? Ons besef, hoor mooi wat ek sê, ons besef, we don't grasp it always. Ons neem dit nie in ag altyd. Wanneer ons vrees, wanneer ons in daai situasie is, wanneer ons angstig voel en so vol vrees is, grasp ons nie die konsep, maar hierdie kom nie van God af nie. Ons vergeet dit half. Ons sit dit so half op sy, of ons weet dit, maar ons erken of herken dit nie noodwendig nie. Ons fokus nie op dit, dat dit nie van God afkom nie. Ek hoop dit maak sin wat ek probeer sê. Nou hoor dit sê 2 Timoteus 1 vers 7, ek gaan nou 'n bietjie meer uitbrei daaroor. 2 Timoteus 1 vers 7 sê vir ons, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dan sê hy, skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. God het jou geroep met 'n heilige roeping. God het jou geroep met 'n heilige roeping. Weet jy wat is jou roeping? Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, gaan maak disippels van al die nasies. Jy het 'n roeping in jou lewe. God het jou gestuur om 'n ligdraer te wees in hierdie wêreld, om 'n ambassadeur vir hom te wees. En weet jy wat doen vrees? Hy maak jou oneffektief in die koninkryk van God. Vrees veroorsaak dat jy agteruit gaan, dat jy stagneer. Want wat gebeur is, as 'n saak jou laat vrees, as iets jou laat vrees, of jou fisies en geestelik afbreek, en jou so moedeloos maak, soos wat ek nou genoem het alles, né? Dit is wanneer ons
oneffektief raak vir die koninkryk van God, want ons begin stagneer, en dis presies wat die vyand wil hê. En die eerste wat ek en jy moet doen is om te besef, vrees kom nie van God af nie. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En die oomblik wanneer ek in vrees vasgevang word, moet ek dit aan myself herinner, herken dit, eerstens, luister hierso, hierdie is 'n aanslag van die duiwel. Want dit daai eerste erkenning, maak al klaar die fondasie reg, om met te kan staan. Want die oomblik wanneer jy dit nie doen nie, wanneer jy, ek wil eintlik sê die erkenning daarvan, dat God gesê het, ek het jou nie gegee 'n gees van vreesagtigheid nie. Dis wanneer dit begin groei, wanneer dit begin posvat, en dis wanneer dit begin losgaan. God werk anders. Die Here bring vrede. Hy bring vir ons hoop. Hy gee vir ons rigting, hy gee vir ons leiding, hy los ons nie net op die oop see, laat ons daar ronddobber nie. Hy bou ons op, hy maak ons sterk, hy gee vir ons elke dag nuwe krag. Die Bybel sê, hy wie op die Here wag, kry nuwe krag. God maak vry, dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het, om ons vry te maak. Juis van al die dinge. En God wil ons vrede gee. Hy wil ons rus gee, hy wil ons kalmte gee, hy wil ons rustigheid gee, in elke omstandighede, in elke situasie, waarin ons self mag bevind. Maar vrees is beslis 'n werk van die vyand, want Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Dan kom Jesus en sê, maar ek het gekom dat jy die lewe en oorvloed kan hê. Jy sien, want vrees maak jou onseker, dit maak jou bang, dit maak jou paniekerig, dit laat jou twyfel, dit beïnvloed jou geloof, dit vat jou energie weg, dit put jou net uit, dit steel jou rus en jou vrede, en jy kom nêrens nie. Jy sit net op dieselfde plek vas. En daai vrees, hoe meer ons dit overthink, wil ek eintlik sê, hoe meer ons dit oordink, hoe groter word die vrees, hoe groter word die probleem, en hoe minder herken ek God. Hoe minder herken ek dat God daar is. En ek gee basies vrees die toegang en die vryheid om my te oorweldig en om my te vernietig en om my oor te neem. Want wat doen vrees? Die gedagtes wat in ons kop inkom, wat ons overthink. Nee, ek gaan nie regkom hiermee nie. Ek gaan dit nie maak nie. Hierdie ding, ek gaan nie aan 'n kant hier uitkom nie. Wat as alles skeefloop? Wat as dit nie uitwerk nie? Wat as? Wat as? Dis wat vrees doen. En dit is waar ek en jy, die oomblik wanneer daai gedagtes by ons opkom, waar die woord van die Here sê, ons met elke gedagte gevange neem, tot eer van die Here, is waar ons 'n keuse moet maak om te sê, ek gaan nie hierdie aanvaar nie, ek stop dit onmiddellik, en ek sê vir myself, hierdie gedagtes is nie God se gedagtes nie. Hierdie gedagtes kom nie van God af nie. Hierdie vrees, hierdie angs, hierdie wat as, is nie van die Here nie. Dit wil my vrede steel, dit wil my vernietig, wil my slapelose nagte gee. En hoekom is dit belangrik om dit te doen? Want as jy dit toelaat, en die vrees hierdie gedagtes gaan toelaat, dan word dit jou, ek wil eintlik sê, dit word jou normale lewenswandel. Dit word 'n norm, dit word 'n standaard volgens jy leef. En hoe meer vrees gesaai word, hoe meer laat ek dit toe. Hoe minder
is God in die prentjie, hoe minder herinner ek my dat dit 'n aanval van die duiwel is. Want hoe langer ek hierdie ding oortop, hoe groter word die probleem. Hoe erger word my vrees. Hoe meer gevolge is daar, hoe meer dinge eskaleer, hoe groter word die probleem. Op die einde van die dag raak hierdie probleem so groot, dat ek geen uitkoms meer sien nie. Dat ek geen lig meer sien nie. Maak nie saak wat mense vir my sê nie. Ek neem daai woorde nie eers meer in ag nie. Want vrees het my heeltemal oorweldig. Vrees het my heeltemal oorgeneem. En op die einde van die dag, dis vir die vyand wil hê, een van twee dinge. Hy wil jou of in rebellie teen God kry, waar jy jou rug op God gaan draai, of hy wil jou dood hê. Hy wil jou lewe van jou steel. En hoekom is dit belangrik om te erken en dit ook sommer vir jouself te sê, hierdie kom nie van God af nie. Jy weet dit kom nie van hom af nie. Jy weet dit. Ek hoef dit eers vir jou te sê nie. Maar jy herken dit nie noodwendig nie. En dit is belangrik om dit vir jouself te sê, hierdie kom nie van God af nie. Hoekom sê ek dit? Spreuke 18 vers 21. Mag van lewe en dood lê in die tong. Die een wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Die beginsel is wanneer jy dit sê, hoor jou ore dit. Jy herinner jouself daaraan. Jy moet die gedagtes kanseleer met die woord van God, met die beloftes van God. En spreek dit aan in die naam van Jesus Christus. Here, hierdie gedagtes gaan ek nie toelaat nie. Want ek dink oor wat as. Wat as môre? Wat as môre? Wat as oormôre? Wat as volgende jaar? Wat as? Wat as dit gebeur? Wat as so? Wat as so? Mag van lewe en dood lê in die tong. Jy moet vir jouself sê, hierdie is nie van God af. Jy moenie toelaat dat die oorlogsveld in jou gedagtes begin posvat in jou hart nie. En die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, Jesus het reeds die stryd gewen. Hoor mooi. Nie jou probleem opgelos, so wat jy wil hê nie. Hy het die stryd gewen. Die stryd teen die bose. Die stryd teen die mag van die vyand. In Kolossense 2, vers 13 tot 15. Ek gaan dit sommer vir julle lees gou. Kolossense 2, vers 13 tot 15. Hoor dit sê die woord van die Here hierso. Luister baie mooi. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al julle misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan 'n kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Die duiwel is 'n oorwonne vyand. Dit was die belofte van die Here in die woord in Genesis, waar hy gesê het, jy sal sy kop vermorsel en hy sal jou in die hagskeen by. Die duiwel het gedink, weet jy hoeveel keer het die duiwel probeer om vir Jesus dood te maak? Gaan kyk reg deur sy bediening, gaan lees in die evangelies hoeveel keer die duiwel probeer om hom dood te maak. Hulle wou van 'n berg af gegooi het, hulle het baie keer geonderhandel om hom dood te maak. Hulle het baie planne gehad. Hy wou Jesus gehad het, hy moes toe hy Jesus versoek het daar in Lukas 4, het hom na die tempel toe gevat, op die tempel en hom gesê, spring hier af. Hy wou hom gehad, hy moes hom doodval. Jy weet, daar's baie plekke waar die duiwel Jesus wou dood hê. Want dit was die belofte van God. Maar wat die duiwel nie verstaan het nie deurdat hy gesterf het. Op die einde van die dag het hy toegelaat dat hy gekruisig word. Die duiwel het in Judas aangevaar
om hom te laat, en om te verraai, dat hy gekruisig word, maar dit was juis. Hy het gedink, hy speel skaak teen God, wil ek eintlik sê, dus het God om eintlik skaakmaat. Want, deurdat hy hom in die hagskeen gebyt het, om hom te probeer laat sterf, om hom dood te maak, het hy sy kop vermorsel. En dan sê hy die woord hierso, hy het die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. En weet jy wat, baie mense, vandag, en ons almal, lewe nog soms asof ons moet veg vir oorwinning. Hoor my mooi, die waarheid is, Jesus het klaar die fight gewen. Die fight is klaar gewen. Jy hoef nie die duiwel te fight nie. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Jy as mens kan nie die duiwel fight nie. Jesus het hom reeds oorwin. Hy is 'n oorwonne vyand. En die vyand wil jou boelie, die duiwel wil jou boelie. Hy gebruik sy engele en sy demone om jou te boelie. En hy doen dit deur vrees. Maar Jesus het hom reeds in die openbaar tentoongestel. Hy is 'n oorwonne vyand. En wat beteken dit vir vrees? Punt nommer 1 is, jy is nie alleen in die stryd nie. God is saam met jou. Kom ek gaan vir jou wat sê, mense kyk vas in die omstandighede, hulle kyk vas in die berg, hulle vergeet van God. Jy vrees oor die wat as. Jy vrees oor die wat kan gebeur. Jy vrees oor allerlei dinge, maar jy vergeet, die vyand is reeds oorwin. Jy is in God se hand. Die situasie wat gebeur in jou lewe, wat uitspeel in jou lewe, is nie die einde van die saak nie. Die duiwel kan wel steel, slag en verwoes hier, maar hy kan jou nooit uit die hande van die Here ruk nie. En ons fokus so baie op die hier en die nou en die omstandighede en die vrees en die wat as, dat ons die ewigheid mis. Ons lewe is in God se hand. God se plan vir elkeen van ons se lewe sal uitgevoer word. Hoe dit ook al moet wees. En waarom moet ons vrees as ons lewe in God se hand is? As ons omstandighede in God se hand is. Jy sien, God laat partymal beproewing toe, maar ook net vir 'n tyd en vir 'n rede, volgens 1 Petrus 1. Want daar is iets wat jy uit hierdie stryd uit ook moet leer. Maar weet jy wat, jy veg nie hierdie fight teen die duiwel nie, jy alleen. Die battle is oorwin. Maar die vyand laat jou dink dat die oorlog nog aan die gang is. Die vyand laat jou dink die fight is nog aan die gebeure. Maar hy is die verloorder. Hy is die een wat openbaar gemaak is en tentoongestel is. Hy is die een wat 'n oorwonne vyand is. God het dit reeds oorwin. En jy veg nie van onder van die grond af nie. Weet jy wat? Jy staan vas vanuit oorwinning, omdat Jesus hom uit die kruis oorwin het. Jy hoef nie toe te laat vrees jou vernietig nie. Want weet jy wat, die vyand kan jou intimideer, hy kan jou dreig, hy kan jou bang maak. Maar as jy saam met God staan, sal hy jou nie oorweldig nie. Hy sal jou nie oorwin nie. En dit is wat hy gebruik vrees as die taktiek. Hy gebruik vrees as die aanvalsmetode. En wat sê die woord van die Here vir ons? Ek en jy, ons is meer as oorwinnaars. Hy het die stryd oorwin, maar ons is meer as oorwinnaars. Weet jy, kom ek gaan 'n voorbeeld daarvan gee. Kom ek sê hierdie ou is in 'n boksgeveg en hy wen prysgeld. Hy is 'n oorwinnaar. Maar sy familie, wat niks eers in die battle betrokke was nie, hulle deel aan daai prys
Hulle is meer as oorwinnaars. Dis presies dieselfde met my en met jou. Jesus het die stryd oorwin. Ek en jy deel in sy oorwinning. Ons is meer as oorwinnaars. En hy wil jou intimideer, die vyand. Hy wil jou boelie. Maar is jy wat hom toelaat? Ongeag die stryd wat jy beleef, ongeag wat die berg is wat jy face, los dit in God se hand. God is in beheer. Al werk die situasie dalk nie uit soos wat jy opgehoop het nie. Dit is steeds in God se beheer. Op die einde van die dag sal God nog steeds laat sy wil geskied. En God stap 'n pad met ons. Ons moet net bereid wees om daardie pad te stap. Baie mense se vrees kom uit die verlede uit. Baie mense se vrees kom oor die onsekerheid van die toekoms. Die meerderheid kom oor vrees vir die wat as. Maar hy het dit alles reeds hanteer. Hy het dit alles reeds oorwin aan die kruis. Want jou verlede is vergewe. Hy het die skuldbrief teen jou uitgewas. Al jaag jou verlede jou. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Jy is in hom. Die toekoms is in sy hand. Hy is in beheer. Dis hoekom Jesus vir hulle gesê het, toe hy gepraat het oor die tekens van die tye, wat hy gesê het, julle gaan hoor van oorlog, gerugte van oorlog, julle gaan al die swaardheid, julle gaan pessiektes, julle gaan hongersnode, julle gaan al die dinge. Hy sê, maar moenie laat julle hart ontsteld word nie. Moenie laat jou hart ontsteld word nie. Moenie vrees nie. Hierdie dinge moet gebeur, het hy gesê. Jou toekoms is in sy hand. En hierdie wat as dit gebeur? Wat as dat gebeur? Weet jy wat? Dis waar hy kom en sê, maak hy oop dan in Matteus 6, terwyl ek dit vir jou sê. Here, maar wat as? Wat as dit? Wat as dit gebeur? Wat as hierdie ding gebeur? Wat as dit? Here, môre moet ek dit wat as? Here, wat as hierdie situasie? Wat as hierdie nuus nie goeie nuus is nie? Wat as? En dis hoekom hy dan vir ons sê, as dit kom by die wat as, leef elke dag vir Jesus. Vat elke dag, dag vir dag, stap vir stap, one day at a time. Matteus 6, daar vanaf vers 25 tot en met vers 34. Hoor dit sê, julle ken die gedeelte, maar hoor dit sê, Matteus 6 vanaf vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe. Wat is daai kwel? Vrees. Vrees, bekommernis. Moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Kyk nou hierso vers 27. Wie tog onder julle kan deur om hom te kwel, een el by sy lengte voeg? Hy sê eintlik vir jou 'n mooi Afrikaanse taal. Wat kan jy in die situasie doen om deur daaroor te worry? Wat gaan dit aan die situasie verander? Dit gaan niks aan die situasie verander nie. En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie, hulle spin nie. En ek sê vir dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dan sê hy vers 34,
kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Wat sê hy vir jou? Leef vir vandag. Leef nou. Nie wat as môre. Leef vandag. Here, vandag leef ek vir U. Vandag is die dag wat U gemaak het. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day. Today is the day. Môre het nog nie aangebreek nie. Môre is nog nie verseker nie. Maar vandag is die dag. Ons kwel ons oor môre waarin ons niks kan doen nie. Vat elke dag soos dit kom. En hanteer die dinge soos dit kom. En soos dit gebeur. Deur daaroor te kwel, gaan niks aan die situasie verander nie. Gaan niks aan die saak, maar dit gaan net jou afbreek. En daai wat as, gaan jou net in 'n put van ellende laat val. Elke dag, one day at a time. En wanneer vrees jou wil oorweldig, wanneer vrees jou kom tackle, wil ek sê, dan staan jy en jy sê, Jesus het reeds gewen. Ek staan nie alleen nie, hierdie saak is in God se hand. The battle belongs to the Lord. God sal God bly, maak nie saak wat nie. En wat kwel ons oor hierdie lewe? Wat kwel oor ons in hierdie lewe? Wat ons verloor, wat ons kry, wat ons bymekaar maak? Wat kwel ons in hierdie lewe? Wat ons bereik, wat ons nie bereik nie? Hierdie lewe gaan verby. God weet wat ons nodig het. Ons bid dit in die Onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons nie gebid, Here, gee vir ons môre se brood nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou hoor my mooi, ek sê nou nie vir jou, die Here gee ook vir jou wysheid, kyk soos Josef, hy het voorsiening gemaak, hy het alles, hy gee vir jou ook wysheid, maar ek praat van vrees, ek praat van angs. Ek lê vanaand en rondrol en worry oor môre. Ek worry oor wat as. Kom ek gaan vir jou sê, wat kan jy daaroor verander deur daaroor te stres, deur daaroor te vrees? Vrees gaan niks verander nie. Hanteer die situasie, soos wanneer dit kom, hoe dit gebeur. En los dit in die Here se hand. God is regverdig. God fight die battle saam met jou. Hy stap die pad saam met jou. Hy het dit reeds oorwin. En hy is op die einde van die dag die een wat jou lewe in sy hand het. En dis wat oorgawe beteken. As ons kyk na Paulus se lewe, waar hy sê, ek leef nie meer vir myself nie. Christus leef in my. Wat ek in die vlees leef, leef ek vir die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Galasiërs 2:20. Dis wat 'n oorgegewe lewe beteken. Ek en jy, kom ons wees maar eerlik, ons sukkel maar om oor te gee. Ons sukkel maar om die eie ek in God se hand te plaas. Die derde ding wat ek wil sê is, God se beloftes is iets waarin jy moet vashou. In Jesaja 41, wat ons gelees het, ons skrifgedeelte wat ons gelees het, sê daar sal wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Hoor wat hy sê? Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Weet jy wat? Hoor gaan mooi wat hy sê. Hoor gaan mooi wat hy sê. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Wat doen daai vrees? Vrees word 'n afgod.
Hoor mooi wat hy sê, kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Dit is asof hy staan teenoor 'n, ek weet nie hoe in Afrikaans is, maar 'n adversary, 'n teenstander. Waar vrees eintlik staan as 'n teenstander van God. As 'n vyand van God. Want jy wandel deur geloof. Jy wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie, sê die woord. Maar wanneer ons vrees, wat doen ons? Vrees is die teenoorgestelde van geloof. Geloof is 'n vaste vertroue. Vrees is die teenoorgestelde van geloof. So wat vorm ek eintlik dan? Waarmee is ek dan besig? Ek maak van vrees eintlik 'n afgod. Dit klink kras, maar hoekom sê die Here pertinent? Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Daai angs is nie jou God nie. Daai vrees is nie jou God nie. Hy is nie die een wat jy moet aanbid nie. Hy is nie die een wat jy moet waardig ag om jou aanbidding voor te gee, om jou tyd aan te moet mors nie, om jou slaaploosheid, jou angs, jou vrees, jou alles. Jy moet dit nie eers die nodige agting gee nie. Want ek is jou God. En dan sê God, ek is 'n jaloerse God. Weet jy, dit klink, ek gaan nou baie radikaal klink, maar ons maak van vrese afgod. Want deur dit die hele tyd te oordink, deur dit die hele tyd in ons lewe toe te laat, deur dit die hele tyd in ons lewe te vul, wat is vrees besig om in ons te doen, in ons te kweek? Vat ons al verder weg van God af, so dis beslis nie, hoe kan ek sê, tot lofprysing van die Here nie. So wat is ek besig om te doen? Ek offer my vrede, my hart, my gedagtes, my denke, wat Godsin moet wees, offer ek op vir vrees. Wat doen ek met vrees? Ek sit hom op 'n altaar. Wat doen ek met hom? Ek maak van vrees 'n afgod. Daarom sê die Here vir jou, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Wat doen vrees? Versterk vrees jou? Nee. Ook help ek jou. Help vrees jou? Nee. Ook ondersteun ek jou met my regterhand, met my reddende regterhand. Ondersteun vrees jou? Nee. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding, die manne wat teen jou oorlog voer. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Efesiërs 6 sê dit vir ons. Teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers, die bose geeste in die lug. Dis waar ons aanslag vandaan kom. En vrees sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Jy sien, as ons luister meer na ons gedagtes as na God se woord. Ons gee meer agting op ons gedagtes en ons oordink hierdie dinge so baie dat dit saad skiet in ons hart en ons gees en dit begin groei en groei en groei. Dit is soos 'n onkruid wat gesaai is in my hart. Dit smoor naderhand die vrug van die gees uit. En hierdie vrees baar ook vrug. En al daai vrugte wat hy baar, is alles wat my wegvat van God af. Want vrees jy gaan nie deurkom nie. Maar wat sê die Here? Ek help jou. Vrees jy is alleen. Wat sê God? Ek is met jou. Nou kom die ding, wanneer daai gedagtes kom, na wie se stem gaan jy luister?
Na wie se stem gaan jy luister? En jy moet die keuse maak, jy moet kies, dis wat jy moet besef. Jy moet kies. Die keuse gaan nie vir jou gemaak word nie. Jy moet die keuse maak, dis 'n willens en wetens 'n keuse, gaan ek God se beloftes vat, of gaan ek toelaat dat vrees my vernietig? As jy bietjie jou Bybel vat, gaan vat 'n highlighter, vat 'n ander kleur highlighter. En elke keer waar jy 'n belofte van die Here gaan lees. En om het vir jou makliker te maak, ek sê altyd vir die mense, moenie gaan lees die Bybel en gaan soek die plek en merk dit, maar jy kan selfs al gaan Google dit. Maak dit nie saak nie, maar gaan soek alles wat te doen het waar God se beloftes is. Kan 'n konkordansie ook gebruik. En dan gaan merk jy met daai spesifieke kleur al God se beloftes. Weet jy wat? Tik dit vir jou uit. Skryf dit vir jou uit. Weet jy, print dit vir jou uit op kaartjies. Sit dit vir jou oral, herinner jouself, plak dit op jou yskas, plak dit op jou skoonma se voorkop, doen net wat jy wil, maar die groot ding is dit, sit dit oral waar jy jouself kan herinner daaraan, elke dag, memoriseer daar die belofte, saai dit in jou hart, herhaal dit, en saai die woord van God in jou hart, vul jou gees en jou gedagtes met God se woord en sy beloftes, want jou geloof sal groei as jy jou met God se waarheid gaan vul. En weet jy wat, die leuen vlug vir die waarheid. Hoor vandag wat ek vir jou sê. Die leuen kan nie die waarheid, hy kan nie voor die waarheid bly staan nie. En die vierde ding wat ek vir jou vandag wil leer is, jy het God se teenwoordigheid nodig. Hoor wat ek vandag vir jou sê, ons het dan nou gesing, het is lieflik in die teenwoordigheid. Weet jy, kan ek vir jou sê, wat is die grootste, jy kan so lang oop op Psalm 34, weet jy wat is die grootste wapen teen vrees, en teen die gedagtes van vrees, die teenwoordigheid van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Jy het God se teenwoordigheid nodig. Psalm 34, gaan ons lees al vanaf vers 5 tot 9. Psalm 34 vanaf vers 5. Ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en my uit al my vrees gered. Hoor daarso. Hy het jou uit jou vrees gered. God wil jou red uit jou vrees uit. Hy het al gesê, dat hy jou uit jou situasie uitgehaal nie. Hy het jou gered uit jou vrees uit. Want waar God se teenwoordigheid is, waar die Heilige Gees is, kan vrees nie floreer nie. Want waar die Heilige Gees is, waar God se teenwoordigheid is waar God se vrede kom. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom nie aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat om vrees en red hulle uit. Hoor gou daar, die engel van die Here, wie is dit? Kyk hy engel met 'n hoofletter, hy verwys na Jesus. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat om vrees en red hulle uit. Jesus het die vyand oorwin aan die kruis. Smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die man wat by hom skuil. Hoor jy? Wel geluksalig
Hoor mooi wat hy sê, welgeluk salig. Dis wel met jou siel, jy het vrede, saligheid. Hy bring welgeluk salig. Is die man of die vrou wat by hom skuil. Wat by wie skuil? By die Here skuil. Want hoekom? Jesus trek 'n laar rondom die wat hom vrees. Nou daai vrees is nie bang is vir Jesus, dit gaan oor wie hom erken, wie hom aanbid, wie weet wie hy is en wat hy gedoen het aan die kruis. Hy sê en hy red hulle uit. Waaruit red hy jou? Met jou vrees. En wat jy eintlik nodig het, as jy jouself in vrees bevind, is God se teenwoordigheid. Jy moet jouself in God se teenwoordigheid gaan anker. Weet jy wat doen ek en jy gewoonlik wanneer ons vrees? En wanneer ons self in vrees bevang? Ons is op die komputer, ons is op Google, ons is op die selfoon, ons is op TikTok, ons is op YouTube, ons is op al die verkeerde plekke waar ons moet wees. Ons soek antwoorde, ons soek raad, ons is hierdie rigting, daai rigting. En hoe meer ons gaan soek, hoe meer gevolge kry ons, hoe meer wat-asse kry ons, hoe meer drama kry ons, hoe meer vrees saai ons. Ek het al gesien, selfs as jy jou net self 'n week onttrek van al daai goeters af en net in God se teenwoordigheid is. Jy sal nie glo, selfs in 'n oomblik, wanneer jy so voel, gaan sit net in God se teenwoordigheid. Kom met in aanbidding, sit veel aanbiddingsmusiek aan. Kom met 'n God se vrede. Ek wil vir jou sê, as jy daar uitstap, voel jy soos 'n nuwe mens. Die situasie het nie verander nie, die omstandighede het nie verander nie, maar jy is wel geluksalig. Jy het vrede. As jy tyd saam met God spandeer, as jy in God se teenwoordigheid jouself gaan anker in, jou hart raak rustiger, jou gedagtes kalmeer en hardloop nie so rond met jou nie. Jy begin weer perspektief te kry. Jy begin weer die realiteit sien. Jy begin weer die lewe sien wat dit werklik is. God se vrede kom oor jou, wat mense nie vir jou kan gee nie. En in jou siel en in jou gees, nou wat is jou siel? Jou siel is jou wil, jou intellek en jou emosie. En dis gewoonlik waar die vyand vrees kom saai. Jou siel en jou gees word versterk. Alhoewel jou probleme nog daar mag wees, alhoewel jou situasie nog nie verander het nie, lyk en voel dit ewe skielik vir jou nie meer so groot nie, en so angswekkend nie. Ons het hierdie saying, of die sê ding wat ons sê, moenie kyk hoe groot jou berg is nie, of vir God vertel hoe groot jou berg is, en vertel jou berg hoe groot jou God is. Ons het daai sê ding. Het is maklik om dit te sê, maar het is moeilik om dit te doen. En al jy in God se teenwoordigheid gaan kom, is jy moet tyd maak om stil te raak. Jy moet gaan afsonder. Jy moet in stilte saam met die Here gaan sit. En weet jy wat? Praat met God eerlik. Jy kan met hom praat. Weet jy wat? Mense het 'n wanpersepsie van gebed. Weet jy, mense as hulle bid, ek wil eintlik sê baie mense bid op so hoogdrawende manier en dink daar's hierdie spesifieke formule om te bid. Weet jy wat, daai voorhangsel het geskeur. Die Here het gesê, kom na my toe almal wat moeg en belas is. Ek sê jou rus gee. Ek kan met God praat.
asof hy voor my sit, en ek kan met hom praat. Het jy al opgelet, as Jesus gebid het? Hoe het hy gebid? Dink gou 'n bietjie met die broodjies, dink gou 'n bietjie met, elke keer wanneer Jesus gebid het. Hoe het hy gebid? Handjies gevou? Oogies toe? Hy het sy oë opgehef. Here, ek praat met U. There was connection. En dit is die ding wat ons baie kere mis. Ons pleit en soebat en smeek en ons praat nooit met die Here nie. Ons kom nooit in God se teenwoordigheid waar ons net onsself is. En sê, Here, hier is ek met my swakheid. Jy sien, dit is wat die wonderlike ding is. Alhoewel God groter is as wat ek en jy ooit kan dink. Alhoewel hy aanbiddingswaardig is, wat woorde nie kan beskryf nie. Alhoewel hy heilig is bo alles. Daar is niks groter, niks heiliger. God is alomteenwoordig. God is so, ek kan God nie vir jou beskryf nie. Ek het nie naaste by die vermoë om God se heerlikheid te kan beskryf nie. Maar tog het God mens geword. Hy het vlees geword. Dat ek en jy, dat hy met ons medelee kan hê. Wanneer sy disippels met Jesus gepraat het hulle nie so met hom gepraat nie. Want hy faced hom. Daarom het God vlees geword. Dat ek en jy deur Jesus Christus na hom kan gaan. Hy het vir ons sy Heilige Gees uitgelaat. Die woord sê vir ons weet nie reg wat om te bid nie, maar die Gees tree vir ons in. Wanneer daai gebed, wanneer daai gesprek voor God kom, is dit die volmaakte gebed. God soek jou hart, nie net jou woorde nie. Raak ontslaaf van afleidings. Dinge wat jou aandag steel. Dinge wat jou vrede steel. Begin bietjie identifiseer in jou lewe wat steel jou vrede. Wat steel jou vrede? Wat steel jou vrede wat vrees in jou lewe toelaat? Wat vrees in jou lewe veroorsaak? En onttrek jou van daardie dinge af. Onttrek jou van daai afleidings af. Want die duiwel hou jou besig met daai afleidings. En hoe meer jy daarna luister, hoe meer van die vyand se goeders hoor jy. En dit voed nie jou gees nie, dit vul jou nie. En jy gaan begin agterkom, hoe meer jy dit gaan begin doen, gaan God se vrede begin inkom in jou lewe. Al het niks verander in die situasie nie, al het niks rondom jou verander nie. Jy is net geestelik sterker. Jy is in God se vrede. Jy gaan nie die krag ontvang om weer op te staan en aan te gaan. To take each day as it comes, one day at a time. En die volgende ding wat ek jou ook wil leer is, jy moet kies om te glo. Jy moet kies om te glo, selfs al voel jy bang, selfs al vrees jy. Jy moet kies om te glo. Ek wil vir jou sê, moenie wag vir die vrees om weg te gaan voordat jy begin glo nie. Moenie wag dat die situasie eers begin bedaar, laat die vrees weg en voordat jy eers begin glo nie. Jy gaan nog steeds bang voel, jy gaan nog steeds vrees, jy gaan nog steeds onseker wees, jy gaan nog steeds benoud voel, jy gaan nog steeds voel daar is nie hoop nie. Maar dis in daardie tyd wat jy moet kies om te sê,
Here, ongeag, ek vertrou U. Ek vertrou U, klaar. Want geloof is 'n besluit. Is 'n besluit wat ek neem. Is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek hoop. Dis nie 'n gevoel nie. Geloof is nie 'n gevoel nie. Mense wag altyd vir 'n gevoel voordat hulle wil glo. Wag altyd vir 'n, weet jy waarvoor voel hulle nie, wat wil hulle voel nie. Maar jy het 'n keuse om te maak, om God te vertrou is 'n keuse. Jy moet 'n keuse maak wie jou gedagtes en jou gevoelens en jou hart gaan oorheers. Wie gaan dit oorheers? Wie gaan ek toelaat in my gedagtes? Wie gaan ek toelaat in my hart? Wie gaan ek toelaat? En ek moet daai keuse maak. En weet jy wat dit gaan beteken? As ek daai keuse gemaak het, ek gaan God vertrou. Gaan glo. Dit beteken jy gaan opstaan, al voel jy nie lus nie. Dit beteken jy hou aan, al voel jy wil opgee. Dit beteken jy bid, al voel jy niks verander nie. Dit beteken jy hou aan glo en jy vertrou en jy hou vas aan God se beloftes, al lyk die dinge onmoontlik, al lyk dit moeilik, al lyk dit anders. En jy gaan in die duiwel geen plek gee om vrees by jou te kweek nie. En op die einde van die dag, Here, laat U wil geskied. Weet jy, 'n voorbeeld daarvan, wat nou net by my opkom, wat ek nou so my geestesoog sien, is toe Jesus in Getsemane was. En hy 3 maal die Here gebid het, gesê, Here, laat die beker verby my gaan. Toe die Here, hy het elke keer gebid, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En toe Jesus besef wat die Vader se wil is, dat hy niks aan die situasie gaan kan doen nie. Jesus was beangs. Hy was bevrees. Nog meer as wat ek en jou. Het jy al bloed gesweet in jou vrees? In jou angs, het jou benoudheid? Kan jy vir jouself dink, wat het hy gevoel? Wat se las was dit gewees? Wat se vrees was dit? Wat se angs was dit om die wêreld se sondes op sy skouers te dra? Dat sy sweetdruppels bloed geword het. Dat hy met soveel inspanning gebid het. Maar toe Jesus sien Judas hulle aankom met die fakkels en hy besef wat die Here se wil is, het hy geweet die situasie gaan nie verander nie. Hy het opgestaan, het na die disippels toe gegaan, hy het hulle wakker gemaak en gesê, kom, word wakker, die uur van beproewing is naby. Jy wat my verraai is hier. Hy het opgestaan, al wou hy nie. Hy het aangegaan, alhoewel hy wou opgee. Hy het gebid, bly bid, alhoewel niks verander het nie. Hy bly vertrou. God is in beheer. En hy het nie toegelaat dat die duiwel vrees by hom gesaai het, want weet jy wat, hy het die mag gehad. Toe Petrus Malchus se oor afkap, het hy die mag gehad om 'n legioen engele te roep en die hele mensdom uit te wis. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het nie die duiwel toegelaat om dit wat God wou uitvoer te kom staan nie. En dit is hoe oorwinning werk. Jy hou vas aan die Here en jy los die resultaat in sy hand.
En jy vertrou sy wysheid, al maak dinge nie altyd vir jou sens nie. En vrees is die teenmiddel vir geloof. Maak my op Romeine 8. Romeine 8. Vrees blus geloof uit. Vrees blus vertroue uit. En net so omgekeerd, net so vice versa, geloof en vertroue blus vrees uit. Kanselleer vrees. Weet jy wat is my interessant, elke keer toe Jesus aan sy disippels verskyn het, die eerste keer, na sy opstanding, wat sê hy vir hulle die heel eerste woorde? Moenie vrees nie. Hulle was bang, hulle het gaan wegkruip vir die Jode, uit vrees uit. En Jesus staan hulle, maar hy sê vir hulle, moenie vrees nie. Ek is met julle. Ek is met julle. Ek wil afsluit in die volgende vers, Romeine 8 vers 35, luister baie mooi. Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Kyk bietjie waarvoor vrees ek en jy altyd. Kom ons kyk bietjie gou na die goed. Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid of gevaar of swaard? Is dit nie goeders waaroor ek en jy ook vrees nie, elke liewe dag, as ons bietjie gaan uitbrei oor daai punte? Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of die swaard? Soos geskrywe is, om ontwil word ons die hele dag gedood en ons is gereken as slagskape. Dit is wat die vyand met my en met jou wil doen. Hy wil steel, slag en verwoes. Hy sê, maar in al hierdie dinge, al die slegte dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. En wanneer vrees weer daar in jou nek kom blaas, onthou die volgende 5 dinge. Vrees kom nie van die Here af nie. Tweede een is, Jesus het klaar gewen. Die derde een is, God se woord is die waarheid. Die vierde een is, sy teenwoordigheid bring vrede. En die 15, jy moet kies om te glo. Ek sal weer vir jou herhaal, dis die 5 dinge wat ek vir jou vandag genoem het. Die eerste een is, dit kom nie van God af nie. Vrees kom nie van God af nie. Die tweede een is, Jesus het klaar oorwin, hy het klaar gewen. Derde een is, God se woord is die waarheid. Die vierde ene is, sy teenwoordigheid bring vrede. En die 15 is, jy moet kies om te glo. Jy gaan nie altyd voel jy het beheer nie. Gaan nie vir jou altyd voel of die lyk of die berg gaan verdwyn nie. Maar dit beteken nie dat God jou nie hoor of jou nie raak sien nie. Dit beteken nie dat God jou nie lief het nie. Hou jy net aan, dag vir dag, tree vir tree, one day at a time. Maar jy het altyd 'n keuse om te maak, en daardie keuse gaan wees. Gaan jy vrees? Gaan jy toelaat dat vrees jou hele lewe begin beheer en verwoes? Of gaan jy God vertrou en jy gaan vashou aan sy beloftes? Dis die keuse wat jy moet maak. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Vader, ek kom vanmôre na U toe, in die wonderlike, kragtige, almagtige, kosbare naam van Jesus Christus. Here Jesus, U het op hierdie aarde mens geword, vlees geword. En U het deurgegaan, Here, wat ons as mens nooit eers kan dink om deur te gaan nie. Here, en dit het U gedoen, sodat U met ons medelee kan hê. Here, sodat U met ons ook 'n pad kan stap. Here, sodat ons kan vashou in U en hoop. Here, vanmôre is my gebed, Here, dat ons nie sal vrees nie. Dat ons hoop, ons geloof, ons vertroue in U sal plaas. Op U sal fokus. Ons
hart, gees en siel, liggaam, gees en siel sal vul met u beloftes, met u woord, met u teenwoordigheid. Here, dat ons nie sal kyk na die omstandighede of situasies nie, dat ons nie sal fokus op die slegte dinge nie, maar dat ons net sal vashou aan u, en ons pad met volharding loop. Here, want u het gesê, u sal voleindig dit wat u in ons begin het. En Here, u het u Heilige Gees vir ons gegee, om ons te help, te lei, te leer, te versterk. En daarom wil ek ook vra, Here, vir nuwe krag, vir wysheid, vir insig. En ek wil vra, Here, vir u vrede. En Here, ek wil bid vir elkeen wat deur 'n stryd gaan, wat 'n stryd het met vrees. Here, dat hulle vandag 'n keuse sal maak. Hulle sê, ek gaan nie vrees nie. My God is met my. Help ons om elke dag te leef met daardie oorwinning in ons gedagtes. In Jesus naam.